Openbaring 20 vers 1. Joshua kom terug, hy wen die oorlog. En wat gebeur in vers 1? En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal, met die sleutels van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp. Wie is die draak? Dit is die een wat vir Eva gesê het. Is dit so dat God gesê het? Wat tot vandag toe nog besig is met ons? Wat ons nie uitlos nie, vir ons sê, is dit so dat God so gesê het? Jy hoef nie so eng te lewe nie. Jy hoef nie so na dinge te kyk nie, geniet jou lewe. Doen wat jy wil. Daai selfde ene, dis hy. Vers 2, en hy het die draak gegryp, die ou slang, wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank. Hierdie is ons profesie van wat gebeur. Joshua kom terug op sy wit perd, hy wen die oorlog. Hy gooi die dier en die valse profeet in die poel van vuur, maar nie die draak nie. Hy bind hom. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank. En hom in die afgrond gewerp, en hom toegesluit, en hom bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei, totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy 'n kort tydjie ontbind word. En wat gebeur? Hy wat op die wit perd kom, en hy kom regeer met 'n ysterstaf vir 1000 jaar. Maar die Satan is nie daar nie. Waar is die Satan? Hy het hom gegryp, hy het hom gebind, en hy het hom verseël, en gesê, jy bly daar. Nou dink jy nou aan 'n spannende 1000 jaar vir die Satan, binne in daai gat. Hy weet, as hy daar uitkom, wat gaan van hom word. Dit moet 'n erg 1000 jaar wees. En hy het hom, vers 3, in die afgrond gewerp, en hom toegesluit, en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei, totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Nou wil ek julle net na daai mooi prentjie toe vat van daai 1000 jaar. Hierdie aarde, soos ons hom ken, met Joshua hierso, as die koning van die konings. En die reën kom op sy tyd, en die Satan is nie daar nie. Dis die aarde wat ons ken. Net soos hy nou is, gaan hy dan ook wees. Net onder nuwe bestuur. Onder Joshua. En hy kom regeer in geregtigheid. Soos ons hom leer ken, dis ook belangrik is om hom te ken. As jy hom ken, weet jy hoe hy dink, as ek dit met respek kan sê. As jy dink, hoe sou God opgetree het in hierdie situasie? Gaan jy net weet, as jy hom ken. As jy weet hoe sy hart werk. Nou hoe werk sy hart? Soos myne behoort te werk. As sy gees in my kom bly, dan verander hy my om te word soos hy. So ek begin dink, en ek begin begeer soos hy. Dit wat hy begeer, begeer ek. Nou kom hy terug, aarde toe. Hy kom hier stap, dink daaraan. Soos julle my gesien gaan het, toe hy hier gestap het, daai tyd saam met sy disippels, en jy het hom gesien, daar stap hy, dan kom daar stof uit sy skoene uit, soos hy stap. Letterlik, dit gaan weer so wees. Hy gaan letterlik hier wees, vir 1000 jaar. Die duiwel gaan daar nie wees nie. Ons gaan daar wees. Ons sal ek sê, sommige van ons. Daar gaan die wees wat saam met hom gaan regeer, en daar gaan die wees wat nie. Vers 4, en ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit. Nie hy nie. Hulle het daarop gaan sit. En aan hulle is die oordeel gegee. Wie is hulle? Wat oordeel? Nou, wanneer kan jy oordeel? As jy dieselfde hart het as Joshua, dan kan jy oordeel. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Joshua. Ken ons sulke mense? Ek weet van Johannes die Doper. Ek weet van baie van ons voorgeslagte wat vermoor is, wat hulle geglo het, wat dood gemartel is, die martelare, baie van hulle. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Joshua en oor die woord van God. Kyk hoe belangrik is die woord van God. Net omdat jy glo in die woord van God, net omdat jy sê wat in die woord van God staan, word jy onthoof. Dis wat hier staan. En die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef en as konings geregeer, saam met Christus, die 1000 jaar lank. Joshua kom terug, hy het 12 disippels gehad wat saam met hom gestap het. Daar's 'n klomp mense wat die hele tyd agter hom aan was, om te hoor wat hy sê, om te kyk wat hy doen. Want hy het gelewe op die aarde, as 'n mens. Hy kom terug. Wat gaan jou verhouding met hom wees? Wil jy 'n verhouding met hom hê? Wil jy 'n koning saam met hom wees? Is dit die moeite werd? Hoe gaan ek dit bereik?
Onthou gisteraand se boodskap, al hierdie goed wat oor jou kom, wees sterk en vol moed. As jy voel, Vader, maar ek word uitgeteer oor dit wat ek glo. Jy sê een van hulle. Hy sê, en die wat onthoof is oor die woord van God. Ek kan nie dit en dit by my werk doen wat hulle van my verwag nie, as gevolg van die woord van God. So wat gebeur? Jy is een van die wat gemartel word oor die woord van God. Ek kan nie daar nie as gevolg van die woord van God. Daai mense aanvaar my nie meer nie as gevolg van die woord van God. Dit het ek als verloor as gevolg van die woord van God. Dit beteken ek glo wat in die Bybel staan. Ek doen wat daar gesê word en ek word uitgewerp uit die samelewing uit. Dit wat met jou gebeur, het 'n baie goeie uiteinde. Onthou in Hebreërs van die geloofshelde, van die vrouens wat nie verlossing wou hê nie, om 'n beter opstanding te verkry. Hierdie is 'n beter opstanding, om op te staan as 'n koning, saam met Yeshua. Dit is so absoluut die moeite werd. Jy kan jou lewe gee vir dit. En dis wat ons verkondig, maar doen ons dit? Of het ek nog 'n lewe? Ruil ek hierdie bietjie hier, vir die groot baie dae? En wie is ons voorbeeld van dit? Moses. Moses is 'n prins in Egipte. Hy's reeds 'n prins in Egipte. Maar hy sê, hierdie kan nie opweeg teen dit wat God beloof het nie. En hy laat staan als hy gaan woestyn toe. En dis ons in hierdie lewe. Laat staan hierdie lewe, gaan woestyn toe. Dis die moeite werd.